Goeiedag. Tussen gister en môre staan vandag. Vandag is al wat ons het in terme van leeftyd, opleeftyd. Vandag, hierdie 24 ure, is die verskil tussen gister wat verby is, gister se water waarmee ons net nie meer 'n meule kan meel nie, en môre se nuwe dag. Maar sê nou vandag is 'n goeie vandag. Wel dit is as jy Lukas 2 vers 11 aanhoor in Bethlehem. Met eens sal jy die teks ken. Dit is die engel wat die herders naderwink en vir hulle sê in vers 11, vandag is daar vir julle gebore in die stad van Dawid, Christus die Here. 'n Nuwe vandag is hier met krag. Gister is verby. En hierdie nuwe vandag spoel oor in môre en in elke nuwe dag tot in ewigheid. 'n Nuwe vandag. Dit is wat Jesus tot stand bring. Geen wonder nie dat die engele dit uitjubel, dat daar met eens 'n skare engele is wat die hemelruim bokant Bethlehem vul, soos wat ons in elke Kersgety ons elke jaar herinner word. Die engele sing oor hierdie nuwe vandag. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid gebore, Christus die Here. Bethlehem is 'n nuwe vandag. Die kalender het verander. Die kalender het Christustyd geword. Ons het geskuif van ons vergete gisters en ons hoopvolle môres na 'n nuwe vandag, as ons op Jesus tyd leef, as ons binne sy wil leef, as ons hom navolg. Bethlehem vertel van 'n nuwe vandag. Maar Jesus self sê dit, nie net in Bethlehem weer klink 'n nuwe vandag nie. As ek 'n entjie verder blaai in die Lukas Evangelie na Lukas hoofstuk 4, wanneer Jesus sy eie publieke bediening begin in Nasaret, dan kondig hy self aan 'n nuwe vandag het aangebreek. Wanneer Jesus daar op die Sabbatdag voorlees uit die boekrol van Jesaja en gedeeltes uit Jesaja 58 en 61 lees, waar hy sê die Gees van die Here is op hom, wat hom gesalf het as die knegt van die Here, om goeie nuus te bring vir die armes en die siekes en die blindes, dan gaan sit hy en dan sê hy vir hulle, vandag, Lukas 4 vers 21, is hierdie skrifwoord wat julle gehoor het in julle ore vervul. Van Bethlehem tot Nasaret, van Nasaret tot hier in ons lewe. Die wêreld vol het 'n nuwe vandag aangebreek. Gister, met al sy seer en swaar, al die foute en al die teleurstellings, al die verwyte, is agter die rug. Jesus se uitveer het elke kronkelspoor wat ek geloop het gister uitgevee as ek aan hom vashou. Die engele het vandag nogmaals gesing vanaf Bethlehem. Vandag is daar vir jou gebore, Christus die Here. En wanneer ek saam met Jesus loop en sy kruis dra soos hy my uitnooi en uitdaag om te doen in Markus 8 vers 34, dan sê hy vir my, vandag het my woorde waar geword in jou ore. Vandag is die jubeljaar van die Here hier, die goeddoenjaar van die Here, die oorstromende genadejaar van die Here. Want dit is wat hierdie nuwe vandag beteken vir gelowiges. Dit is om dig by Jesus te lewe, dig by hom wat 'n nuwe vandag laat opdaag, dig by hom wat God se program uitvoer, sodat armes kan eet en blindes kan sien en dowes kan hoor en gevangenes kan vrykom, sodat jy en ek kan aanmeld om te sê, Here, ek is deel van 'n nuwe vandag. Ek moet saam met mense wat nog in gister vasgekluister is, loop totdat hulle Bethlehem se musiek hoor. Ek moet saam met hulle loop totdat hulle in Nasaret hoor van 'n nuwe agenda vir die wêreld, wat nie gebeur met wapens en geweld en groot dreigemente nie, maar wat gebeur in die teenwoordigheid van die man van Nasaret. 'n Nuwe soort vrede, sy soort vrede, wat die hart verower, wat die verstand verower, wat stikkende lewens heel maak. Dit is die nuwe vandag.
En daarom is hierdie nuwe vandag nimmer eindigend. Elke dag is 'n nuwe vandag saam met die lewende Here. Elke dag is 'n nuwe dag tot in ewigheid. Hoe wonderlik om op 'n nuwe kalender te leef. Hoe wonderlik om op Christus se tyd vandag te beleef. Hoe wonderlik om in Bethlehem die sang van die engele te hoor. Vandag is daar vir julle gebore in die stad van Dawid, Christus die Here. Hoe wonderlik om in Nasaret te hoor. Vandag is hierdie woorde vervul. Jy het 'n nuwe doel. Jy het 'n nuwe rede vir lewe. Jy het 'n nuwe vandag wat tot in alle ewigheid gaan voortduur. Want dis die goeie nuus. Jesus bepaal. Jesus skryf die kalender. Jesus bepaal nou my lewe. En daarom mag ek en moet ek en gaan ek vandag tyd my kalendertyd maak. Daarom gaan ek van Bethlehem tot Nasaret saam met Jesus lewe en in sy teenwoordigheid lewe. Daarom gaan elkeen wat met my te doen het weet, gister is verby. Vandag is op die kalender. En elke dag wat die naam vandag dra, sal ek belewe, Jesus is by my. Kom ons bid saam, dan sê ons vir hom dankie, dat ons deel is van 'n nuwe vandag. Dankie Here, dat U in Bethlehem 'n nuwe vandag laat aanbreek het. Dankie dat ons sien hoe lyk U nuwe dag in Nasaret. Dankie dat ek deel mag wees van U nuwe kalender. Ook vandag meld ek aan om in U ritme, in U tyd te lewe. Dankie vir 'n nuwe vandag, Jesus. Amen.